Goeiemôre, baie welkom by Agape, klein gemeente met die groot hart, daai hart wat plek het vir jou. Wanneer word herinneringe my vyande? Was jy al op baie plek waar jy dinge uit jou verlede onthou en skielik kom jy agter dit wat jy van jouself onthou, hou jou terug in die lewe. Petrus het dit nie dadelik verstaan nie. Eers toe hy Jesus bebloed aan 'n Romeinse kruis sien hang, tref dit hom. Soos wat daai swaar bloeddruppels in die stof land, is dit soos dromsla in sy hart. Want hy dink terug aan die gelykenis van die ondankbare slaaf. Kom ek lees dit vir jou, Matteus 18 vers 27. En die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry en hom vrygelaat en sy skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denaries geskuld het. En hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy my skuld. 'n Pyn skiet deur die hart van Petrus, toe hy terugdink aan net 'n paar uur gelede. Hy het sy Messias verloon. Hoe kan dit hom ooit vergewe word? Want jy sien, in die skadu van ons pyn voel vergifnis soos 'n beloning aan ons vyande. En dis hoekom ek en jy moeilik vergewe, want wanneer ons pyn voel vergifnis, na daai beloning aan my vyande. En hoe kan ek my vyande beloon vir dit wat hulle aan my gedoen het? Maar in die skadu van die kruis voel vergifnis vir Petrus soos 'n geskenk aan hom. Wat is vergifnis? Ek het al baie gedink daaroor en baie gewonder oor hoe kan ek die beste definisie vir vergifnis gee. En ek lees nou dag hierdie ding raak. Vergifnis is 'n geskenk aan myself, wat my red van die tronk van bitterheid en wraak. Dit is so belangrik, ek wil dit weer sê, 'n geskenk aan myself, wat my red uit die tronk van bitterheid en van wraak. Wanneer ek dit aanvaar, kom ek vry van my sondes. Maar wanneer ek dit gee, kom ek vry van alle mense se sondes aan my. Efesiërs 4 vers 32 praat Paulus en hy sê, wees goedgesind teenoor mekaar, met empatie, terwyl julle mekaar vergewe, soos wat God in Christus julle ook vergewe het. En hierdie woord in hierdie vers, die woord van hierdie vers is nie vergewe nie, maar is empatie. Hy sê wees goed vir mekaar, met empatie. Empatie beteken om in iemand anders se skoene te klim, om te voel wat hy voel, en te sien wat hy sien. So wanneer ek en jy mekaar en onsself vergewe, is daai woordjie empatie so belangrik. Hoekom huiwer ek en jy om te vergewe? Hoekom is dit vir ons so moeilik? Om net terug te staan en te sê, okay, ek weet dit aan wat jy aan my gedoen het is rof, maar ek vergewe jou. Jy sien, ons fokus op dit wat aan ons gedoen is, in plaas van om te fokus op dit wat vir ons gedoen is. Ek wil dit weer sê, ons fokus op dit wat aan ons gedoen is, in plaas van dit wat vir ons gedoen is. Ek en jy vergewe nooit iemand omdat hy of sy dit verdien nie. Ons vergewe, omdat ons vergewe is. Vergifnis gebeur ongelukkig nie net een keer nie, die lewe het jou dit al geleer. Vergifnis, ware vergifnis wat werk, is 'n gewoonte. Wanneer iemand ons te nagekom het, of ons baie seer gemaak het jy agtergekom, ons moet daai persoon baie keer oor en oor vergewe? En daar is 'n proses van vergifnis. So, ek het nie ou dae gedink, vergifnis is 'n gebeurtenis, en dan die eerste keer as weer kwaad is vir daai ou, wat dit aan my gedoen het, dan skielik is ek op die plek, waar ek dink, maar sal ek het nooit vergewe nie, en ek het gefaal, en hoe kan ek so bitter wees? En dan beland ek in daai siklus waar ek net kwaadder en kwaadder word. Maar die dag toe ek klik dat vergifnis 'n proses is, toe is ek nie meer kwaad vir myself, omdat ek
weer kwaad is nadat ek vergewe het nie. Hoe lyk hierdie proses? En ek gaan vandag vir jou 'n proses gee wat werk, wat vir jou gaan werk. Die heel eerste stap in hierdie proses wil ek noem identifiseer. Identifiseer wat is aan jou gedoen. Ek sê baie keer, jy kan nooit vergewe as jy nie eers skuldig bevind het nie. Want waarvoor vergewe jy iemand as jy nie weet wat hy aan jou gedoen het nie? Baie keer sê mense, maar iemand het iets aan my gedoen, dis wat gebeur het. Maar wanneer ek vir hulle vra, dink bietjie mooi, wat het gebeur met jou? Wat het daai ou regtig aan jou gedoen? Iemand het dan vir jou gesê, man, jy's 'n bobbejaan. En dan as jy sê, ek moet vergewe, want hy dink ek is bobbejaan, maar dis nie wat gebeur het. Wat gebeur het? Daai ou het sy kloue op jou identiteit gekry. Daai ou het eintlik vir jou gesê, jy sal nooit suksesvol wees nie. Hy het eintlik vir jou gesê, okay, jy betaal 'n bobbejaan of 'n monkey met peanuts, so vir die res van jou lewe verdien jy net peanuts en niks meer nie. Hy het jou identiteit weggevat, maar hy het ook jou toekoms gesteel. Toe dit vir jou gesê het, hy het 'n streep deur jou drome getrek. Met daai woorde, jy is 'n bobbejaan. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, niemand mag vir sy vriende sê raka nie, want raka beteken jou dwaas. En daai vers in die Nuwe Testament gaan so ver, hy sê, so 'n persoon sal brand in die helse vuur. En Jesus self het dit gesê. Dis nie eens net 'n apostel wat dit iewers in 'n boek geskryf het nie. So heel eerste, identifiseer wat aan jou gedoen is. Jy gaan moeilik vergewe voor jy behoorlik skuldig bevind het. En ons wil so graag vergewe, ons dink is verkeerd om mooi te kyk wat het met ons gebeur en 'n persoon behoorlik skuldig te bevind voordat ons hom vergewe. En dan sê ons kop vir ons, maar sal hierdie ou het weggekom daarmee, want jy het nooit deur daai emosie van skuldig bevind gewerk nie. Jy sien, om te identifiseer is baie meer as om net die verlede te vergeet en aan te beweeg. Want vergeet en afskryf is twee verskillende dinge. En ons kan onthou wat iemand aan ons gedoen het, want as ons nie onthou nie, gaan ons nie gesonde grense stel nie, en dit gaan weer met ons gebeur. Maar vergewe beteken om af te skryf. Dit beteken jy skuld my niks nie. Hoe weet ek? Ek het nie behoorlik identifiseer daai oomblik toe iemand my te nagekom het nie. Wanneer jy hoop om daai persoon nooit weer te sien nie, dan is jy op daai plek. Wanneer jy in die Pick n Pay loop en jy sien hom om 'n rak kom en jy kies skielik 'n ander pad, jy hardloop vir hom weg so hy beheer waartoe jou voete gaan. Wie is daai persoon wie jy lang gesprekke in jou kop en in jou gedagtes het? Wie wil jy graag sien misluk? En nadat jy geïdentifiseer het, die tweede stap in hierdie proses van vergifnis, bepaal die skuld. Vader God het presies die skuld bepaal na Adam en Eva gesondig het en dis al hoe hy Jesus sonde vir ons kon maak. Jy weet, jy is seer gemaak, maar wat presies is van jou gevat? Want sonder daai antwoord is jy nie gereed om te vergewe nie. Ek sê altyd, algemene vergifnis genees nie 'n spesifieke pyn nie. Vergewe jy sommer net so in die algemeen, maar jou pyn is spesifiek. Ek het 'n vriend, hy sê altyd, dis gepinpoint op 'n square millimeter. Jou en my emosies moet eers met verlies deel voordat ons gereed is om regtig te kan vergewe. En baie mense vergewe voordat hulle gereed is om te vergewe. En dan is die derde stap, skryf dit af. Besluit dat hy of sy jou niks meer skuld nie. En jy vra dalk, George, waar gaan ek die krag kry om dit te doen? Jy sien, op Golgotha was jou en my skuld weggewas, afgeskryf. En ek en jy skryf ander mense se skuld af omdat ons vergewe is. Dis waaroor daai hele gelykenis van die ondankbare slaaf gaan. En dan vierdens wil ek vir jou sê,
gooi die saak uit die hof uit. Wanneer 'n hof 'n saak uitgegooi is, dan mag daai spesifieke saak nooit weer in daai hof bespreek word. Vir altyd nie. Besluit elke dag van jou lewe om nie daai hofsaak weer oop te maak teen daai persoon nie. As die saak nie uitgegooi word nie, dan raak herinneringe vyande. Hoeveel sake is daar in jou lewe wat jy moet uitgooi, want daai sake plant en bring herinneringe in jou gemoed terug. En dis asof hulle jou net beperk op die pad vorentoe. Wraak, wraak is altyd wreed. Dis hoekom die Here sê, wraak kom my toe, en nie 'n mens nie, want die siel van 'n mens is nie gebou om met wraak rond te loop nie. Wraak is die kanker van die siel. En daai woorde, iemand, Piet, Jan of Koos of Sari, skuld my iets. Daai woorde, skuld my iets, is 'n kanker in jou siel. Hoekom? Want jy sien, uit word 'n slawe mentaliteit gebore. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, weet die volk as 'n slaaf koning word. En baie keer wil mense koningskinders wees, maar in hulle hart is hulle 'n slaaf, hulle het 'n slawe mentaliteit. Dit is soos 'n kind wat in 'n weeshuis groot geword het en nooit deur daai pyn gewerk het nie. En dan hanteer hy altyd sy omgewing asof hy 'n slaaf is van sy omgewing. Hoekom is dit so belangrik om nie daai slawe mentaliteit uit my stelsel uit te kry nie? Want jy sien, daar's sekere goed wat met jou en my gebeur het wat ons nooit kan terugkry. As iemand my hand afgesit het, kan ek nooit weer 'n hand terugkry nie. Kan 'n man wat sy kinders afgeskeep het ooit daardie tyd teruggee? Kan iemand wat jou lewe hel gemaak het, die jare terugdraai van ongeluk wat jy gehad het? Hoe gee ek aan iemand sy onskuld terug as ek dit weggeneem het? Ja, George, maar daai persoon skuld my regtig. Jy sien, wanneer ek en jy terugbetaling eis, dan kweek dit magteloosheid. Ek het in my besigheid jare terug, het mense my geld geskuld wat nie kon betaal nie. Dit was 'n paar ouens, groot bedrag. En ek het daai terugbetaling geëis nadat ons verby die punt was wat hulle daai skuld nie kon betaal nie. Die ouens was bankrot, hulle kan dit nie betaal nie. Toe kom ek agter, dit laat my magteloos voel. Mense wat terugbetaling eis, kweek magteloosheid in hulle eie hart. En iemand wat magteloos is, kan nie vorentoe gaan nie, want magteloosheid steel visie en dit steel verwagting vir die toekoms. Blame maak nooit die lewe beter nie. Want jy sien, ek en jy vergewe omdat ons vergewe is. En wanneer ek en jy weier om te vergewe en ons sê, dit wat daai oud gedoen is te groot, ek sal dit nie afskryf nie, dan beland ons gedagtes in hierdie negatiewe denkpatroon tot elke sekonde van ons lewe negatief en ongelukkig word. En ons wil als vasgryp en beskerm. Want net nou verloor ek het, want lang terug is daar iets van my gesteel. En ons leer om onverbiddelik te wees. Maar die naderdraai van onverbiddelikheid teenoor ander mense, is ek en jy raak onverbiddelik teenoor onsself. En dan kom ons op daai plek waar ons sê, alles wat verkeerd loop, is my skuld. En ons sit kreatiwiteit in 'n tronk. En was jy op daai plek waar jy net nie die pad uit kan vind nie, ek is in omstandighede waarvan ek nie hou nie, en ek kry net nie die pad uit nie, het sy dit finansiëel is, of in verhoudings, of wat ook al. My kreatiwiteit is weg. Jy sien, jy sit jou eie kreatiwiteit in 'n tronk, wanneer jy begin sê, alles wat verkeerd loop, is my skuld. En ons hoop beland in 'n kerker. In die kasteel in die Kaap, was daar 'n gat met 'n deur, waar hulle ouens toegesluit het, vir maande lank in die pik donker, en dit noem jy 'n kerker, en mense
so hoop beland in daai kerker, dit beteken jou hoop beland in die donker, en dis hoekom jy nie meer kan hoopvol kyk en hoopvol sien nie, want alles is donker, wanneer jy na jou omstandighede kyk. George, asseblief, gee my die pad uit. Leer om jouself weer te vergewe. Nou jy ons net nog gesê, vergifnis is 'n proses wat aangaan, 'n gewoonte. Kry daai gewoonte om jouself elke dag te vergewe, en as jy by daai plek kom waar jou kreatiwiteit beperk is, of jy kan nie die pad uitsien nie, sê vir jouself, wat moet ek vir myself vergewe in my verlede? Hoe gebeur dit? Hoe vergewe ek myself? Hier's 'n paar wenke. Erken wat gebeur het. Verstaan en vat verantwoordelikheid vir dit wat met jou gebeur het. Dan tweedens, verstaan, foute is deel van groei. Foute is nie die einde van die pad nie. Foute is nie 'n bewys dat ek useless is nie. Foute beteken, ek leer uit my foute, en sonder foute kan ek nie groei nie. En dan derdens, skei jouself van jou fout. Wanneer jy 'n fout gemaak het, sê ek het 'n fout gemaak, moenie sê ek is die fout nie. Want dan beteken dit jy breek jou eie identiteit af, en 'n ou sonder identiteit, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, die dubbelhartige man, moenie dink dat hy ooit iets van die Here sal ontvang nie, want so 'n man is onbestendig in al sy weë. Hier's 'n belofte in die Bybel van mense wat niks sal ontvang nie, al bid hulle hoe hard. Dis daai ouens wat aanhou om vas te hou daaraan dat hulle die fout is, want dit maak hulle dubbelhartig. Hulle hink die heeltyd op twee gedagtes. En dan vierdens, leer empatie vir jouself. Gee vir jouself 'n break. Leer en let go. Dis soos om 'n ballon met helium in die lug te los. Die oomblik as jy hy touwtjie gelos het, is hy weg. Jy kan nie spring en gryp nie, want hy raak net 'n spikkeltjie in die blou hemel. Leer om te let go. En dan laastens, kweek geduld vir jouself. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, hy wat glo is nie haastig nie. Met ander woorde, ouens wat ongeduldig met hulle self is, het 'n geloofsprobleem die hele tyd. Ek wil hierdie woord vandag met 'n sin wat open-ended is, wat 3 kolletjies op die einde het, afsluit. En ek wil hê jy moet hierdie sin gaan neerskryf op 'n stuk papier, en dan moet jy, waar die 3 kolletjies is, 'n paar sinne inskryf. En die sin is die volgende: as die koning van konings jou vergewe het, kolletjie, 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 wat dan? As die koning van die konings sy seun gegee het om jou te vergewe, wat dan? Sien jouself as Petrus wat voor die bebloede kruis staan, en wat sien hoe die bloed en die stof val hier so in Golgotha. En dink terug hoe Petrus sy Messias nou net verraai het. En gewoonlik vandag nog in baie lande is verraad se straf is die doodstraf. En in sy gemoed was daai verraad die geestelike doodstraf. Geestelik kon het hom doodgemaak het. Maar hy het voor hy kruis gestaan en die volgende vraag gevra: as die koning my vergewe, wat dan? Hoe gaan my lewe dan lyk? Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat hierdie video luister, net seën om empatie met hulle self en met ander te kry, om wraak te begrawe, en om hulle vergifnis te plant, nie uit of ander mense dit verdien nie, maar uit die feit dat ons elkeen vergewe is. Dankie dat U ons bring by daai plek waar ons weer na onsself kan kyk en onsself kan sien soos wat U na ons kyk. Help ons om die skuld af te skryf in die naam van Jesus. Amen. As jy na hierdie woord geluister het en ek praat met jou hart, gaan na agape.co.za op die internet. Want jy sien, elke woord wat ons preek is altyd deel
van 'n paar preke. En dit beteken, ons bou elke woord op fondamente wat ons gelê het tot hier toe, en gaan terug en gaan kyk na die fondamente, die getikte notas is ook meeste van die tyd daar, en gaan lees dit, ons het nie altyd tyd om die video oor te kyk, en dan is daar 'n button wat sê bydra, as die Here in jou hart werk om ons te help om hierdie werk in ons land te doen, dra asseblief by. Geniet hierdie week, geniet elke oomblik, geniet elke sekonde, geniet dit voluit. Die koning, jou vergewe, maar die koning is aan jou kant, want jy is sy kind. Mooi loop, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.